So dis so aan die einde van ons skoolvakansie. En ek weet baie ouers is baie dankbaar. Ek dink baie kinders ek is ook dalk al dankbaar dat die vakansie verby is. En ons kom so aan die einde van ons reeks, kom ek vertel jou van. En vandag is bietjie anders, want ons gaan nie stil staan by 'n Bybel karakter nie. Maar ons gaan eerder stil staan by 'n plek. En ek wil vandag vir jou vertel van 'n eiland met die naam van Malta. Nou as jy al ooit in die Middellandse See was en jy daar rondgevaar, sal jy weet, dit is so 'n klein eilandjie aan die suide van Italië. En ons ken Malta, selfs al was jy nog nie daar nie, as 'n vakansiebestemming, 'n baie gewilde vakansiebestemming deesdae. Plek met blou water, wonderlike sonskyn, pragtige hawens, 'n mooi plek. Maar as ons in die Bybel lees van Malta, dan weet ons die persoon wat ons daarvan vertel is Paulus. En as jy met Paulus dink ek sou praat oor Malta, sou sy ervaring dalk nie iets van 'n vakansiebestemming gewees het nie. Inteendeel, dit sou heeltemal anders gewees het. En ons lees daarvan in Handelinge 28 en ek wil jou vinnig daarheen vat na die heel eerste vers van Handelinge 28 wat ons vertel van hierdie plek. En dit sê, nadat ons veilig aan wal gekom het, dit moet nou al reeds iets vir jou sê, né? Nadat ons veilig aan wal gekom het ons uitgevind dat die eiland Malta genoem word. Hulle het nie geweet waar hulle was nie, wat die naam van die plek is waar hulle is nie. Al wat hulle weet is hulle het veilig daar aangekom en toe leer hulle die plek se naam is Malta. So ek dink as jy met Paulus sou praat, sou hy vir jou gesê het, ek dink aan donker nagte op 'n stormsee. Ek dink aan verskriklike golwe wat geslaan het, die geluid van wind wat waai, koue, nat klere, 'n skip wat uitmekaar uitskeer. Ek dink aan die pyn van 'n giftige slangbyt. En dan uiteindelik aan vreugde van mense wat se lewens totaal verander is. Dis Paulus se herinnering wanneer hy terugdink aan Malta. En ek dink nie hy sou begin met hierdie wonderlike pragtige eiland nie. Ek dink hy sou die storie van Malta begin juis waar dit die moeilikste was, by die storm. Want ek glo Malta leer ons vandag 'n baie belangrike les. En dit is, jy hoef nie bekommerd te wees wanneer die Here reeds weet waarheen hy met jou op pad is nie. Luister gou mooi. Solank die Here weet waarheen jy op pad is, hoef jy nie bekommerd te wees nie. Nou as jy langs iemand sit wat 'n stresbolletjie is, steek net gou jou hand op, dat ek net sien. Ander mense sê, ons praat nie uit die slaapkamer uit die huis uit nie. Moenie, laat sak jou hand. Nou in ons huis is my vrou die een wat makliker stres as ek. So ek weet hoe dit is om saam met iemand te lewe wat maklik bekommerd raak oor sekere goed. En dis nie altyd maklik nie. Maar ek wil jou hieraan herinner. Solank jy besef die Here weet waarheen hy met jou op pad is, het jy nie nodig om bekommerd te wees oor die dag van môre nie. Want ons ken nie ons eindbestemming nie, maar dank die Here, hy weet. Daar het jy 'n kans gemis om amen te sê. Dankie. Okay. Ek wil jou net na die vorige hoofstuk vat. Handelinge 27, spesifiek na vers 20 toe, en ek gaan die B-gedeelte vir jou lees, maar voordat ek dit lees, as jy al ooit hopeloos gevoel het, dan sal jy verstaan wat hier gebeur. So, op die skip lyk alles donker. Geweldige storm. So erg dat die skip besig is om uit mekaar uit te skeer. En dan kom hierdie B-gedeelte. Uiteindelik is alle hoop laat vaar dat ons gered sou word. Wie van julle het al so gevoel?
Uiteindelik het ek alle hoop laat vaar dat ek gered gaan word. Uiteindelik, ek het alle hoop verloor. Daar is net nie vir my 'n uitkoms nie. Totdat jy besef, God se plan is groter as die storm waarin jy jou sopas bevind. God se plan is groter as die winde, groter as die golwe, groter as die feit dat die skip waarop jy is, besig is om uit mekaar uit te breek. En dit moet vir jou hoop gee. Dat daar is geen storm wat groter is as God se plan nie. So Paulus is nie op 'n plesierreis nie. Hy's nie op hierdie plek waar hy gaan vakansie hou nie. Hy's 'n gevangene. Hy sit in die tronk. Maar dank die Here, terwyl hy daar is, het hy 'n belofte. En as daar enige iemand vandag hier is wat met 'n belofte van die Here sit, hou vas aan daardie belofte. Moenie dat die vyand jou belofte kom steel nie. Of jou so hopeloos laat voel, dat jy dink God kan nie sy belofte waarmaak in jou lewe nie, want hy kan en hy gaan. Hy's 'n waarmaker van sy woord. En op pad na Rome toe sê die Here vir hom hierdie in Handelinge 23, dis nou 'n hele paar hoofstukke voor dit. Vers 11, sê daardie nag het die Here by Paulus gestaan en vir hom gesê, hou moed. So kan ons vandag daar begin, in hierdie plek van moedeloosheid, in hierdie plek van bekommernis, waar jy jou miskien vandag bevind, is hierdie woord waarin jy kan vashou. Hou moed. Want daar is hoop. Here sê vir hom, hou moed. Net soos jy hier in Jerusalem oor my getuig het, so moet jy ook in Rome doen. So Paulus weet, daar's 'n belofte, ek moet in Rome verskyn, voor die keiser. Hy moet daar wees. So dis sy bestemming. Maar tussen Jerusalem waar hy nou is, en Rome, is daar 'n storm. Dis amper so dat Dousie sing, né? Tussen jou en my, lê daar 'n berg. Maar tussen Jerusalem en Rome lê daar 'n see. En in die see is daar 'n storm. En dan vind hierdie storm plaas, en dan kom ons weer terug by daardie vorige vers wat sê, uiteindelik is laat vaar alle hoop. Plek van hopeloosheid. En dis presies hoe bekommernis werk. Bekommernis laat jou glo, God het van my vergeet. Bekommernis laat jou glo, hierdie storm waarin ek myself nou bevind, is die einde. Ek kan nie hierdeur kom nie, ek sien nie 'n uiteinde nie. Daar is geen uitkoms nie. Maar luister wat sê Paulus, op daardie skip saam met hom, 276 mense sê die Bybel, staan Paulus op, en hy herhaal die woorde wat die Here sopas vir hom gegee het. Hou moed. Handelinge 27 vers 22 sê hy vir hulle, en nou vra ek julle, hou moed. So vandag sê ek vir jou, hou moed. Hou moed. Daar sal verseker geen lewensverlies onder julle wees nie. Net die skip sal tot niet gaan. Beteken dit die storm is verby? Nee. Beteken dit die see is kalm en die wind het ophou waai? Nee. Maar te midde van die storm staan Paulus op, want hy het 'n belofte wat in sy binneste leef. En hy kan dit herhaal, hy sê, hou moed. Wat 'n ongelooflike geloof moet dit nie wees nie, né? Want die golwe sê iets. Die golwe sê, ek gaan jou vernietig. Die wind waai, die wind sê, ek gaan jou vernietig. Die skip sê, ek val uit mekaar uit. Jy gaan vernietig word. En in dit alles kom Paulus, en hy sê, daar sal geen lewensverlies wees nie. En as ek vandag vir jou kan vra, hoe baie keer in jou lewe is daar sulke stemme wat jy hoor praat na jou toe? Storms wat vir jou een ding sê, omstandighede wat vir jou iets wil sê, siektetoestande wat vir jou iets wil sê, werksomstandighede wat vir jou iets wil sê, en dan voel dit vir jou, daar is nie 'n uitkoms nie. Hou moed. Daar waar jy vandag sit, hou moed.
Hou op om te luister na die ander stemme rondom jou en fokus op die stem van die Here. Want ek wil dit weer sê, God se beloftes staan vas. As daar een ding is waarop jy kan vertrou, is dit op die Here se beloftes, want jy kan alles rondom jou verloor, solank jy kan vashou aan God se beloftes, want hy gaan nie toelaat dat jy jou lewe verloor nie. En dit gebeur, die skip breek heeltemal uitmekaar uit, daar in die middel van die see. En ek is seker, die matrose en almal wat daar was, passasiers op die skip het gedink, dis die einde van hulle lewens. Net soos wat Paulus ook seker maar gevoel het, Here, ek weet nie hoe ek hierdeur gaan kom nie, ek het 'n belofte, maar ek weet nie hoe ek deur gaan kom nie. Die vrag is weg. Daar's 'n paar planke waarin hierdie mense vashou. Die toerusting op die skip is weg. Die hele skip vergaan. Maar die belofte bly staan. Wat is God se belofte oor jou lewe? Wat het hy vir jou gesê? Waarheen is jy op pad? Wat moet jy gaan doen? Hoor wat sê vers 25 van Handelinge 27. Weer 'n keer. Daarom hou moed manne en vroue. Hou moed. Verseker vertrou ek op God dat alles presies so sal gebeur soos hy vir my gesê het. Dat God se belofte waar sal word. Dat hierdie nie die einde is nie. Daar is nog iets wat moet gebeur. En dit is vir my so wonderlik, en ek hou daarvan, dat die Here nie die skip gered het nie. Hy het die mense gered. Hoe baie keer hou ons nie vas aan hierdie skip nie, né? Hierdie ding wat ons sien is belangrik vir ons. Here, my planne vir my lewe, my skip, wat nog eendag moet inkom. Ek hou net vas daaraan. Dis my drome, dis my ideale, Here. Hou dit net in stand vir my. Partykeer sê die Here, luister mooi, vir my doel om in jou lewe te bereik, moet die skip vergaan. En ek weet, dit is nie maklik om te hoor nie. Maar die skip is nie jou bestemming nie. Dis nie waar jy gaan opeindig nie. Dis net 'n doel, 'n middel tot hierdie doel. Ons bid, Here, my planne, red my planne. Die Here sê, ek gaan jou red. Maak my paaie gelyk. Here sê, ek gaan seker maak dat jy nie jou voet stamp nie. Al gaan dit berge op en berge af. Ek sal jou dra. Hy sê dalk, Here, hou my net gemaklik. Net hier waar ek is, veilig. Here sê, nee, ek gaan jou roeping red. Die einddoel, dit waarin jy op pad is, dit is waaraan die Here vashou. En dan kom Malta, hierdie pragtige eiland, in die middel van nêrens vir hulle. En toe hulle daar by die eiland uitkom, gebeur iets baie besonders. So ons het nou klaar gelees, in vers 1, dat hulle op die eiland geland, en daar vind hulle uit, hierdie plek se naam is Malta. So kom ons lees verder in vers 2 van Handelinge 28. Die inboorlinge was buitengewoon vriendelik teenoor ons. Dit het begin reën en dit was koud. En hulle het 'n vuur aangesteek en ons almal genooi om daar te kom sit. Hier kom Paulus hulle op die strand aan. Die inboorlinge is almal vreeslik vriendelik. Hulle maak vir hulle 'n vuur, kry hulle warm. En dis net op daai oomblik waar jy dink, "Sjoe, Here, dankie. Nou het U weer eens net voorsien vir my. Ons kom so pas deur hierdie storm, die skip het vergaan. Dankie, Here. Dankie, Here, net vir 'n eiland. En hier kom die voorsiening en hier's 'n warm vuur en dit gaan goed en dit is lekker hier rondom hierdie vuur." En partykeer dink ons dat dis die einde weer, want die wonderwerk het klaar plaasgevind. Maar nog steeds vir Paulus het dit nie klaar nie. Paulus gaan en terwyl hy so besig was, besef hy, ek het nodig om ook deel te wees hiervan. Hy sit nie net stil en wag dat hy bedien word nie, hy gaan en hy gaan tel hout op. Want hy's 'n dienaar. Hy weet hoe om te dien. Hy het dit by sy meester geleer. En hier gaan hy,
tel hout op, en terwyl hy besig is om hout op te tel, pik 'n slang hom. En ewe skielik het almal 'n opinie oor Paulus se lewe. En vandag wil ek vir jou sê, mense se opinies rondom jou lewe bepaal nie jou identiteit nie. Hoe baie keer gebeur dit dat mense hulle monde uitspoel teenoor jou, en dan glo jy dit wat hulle sê, en jy trek dit vir jouself aan, en jy sê vir jouself, dit wat hulle van my sê is wie ek is. En dis nie waar nie. Ek het al gesê, my oom is 'n baie suksesvolle siviele ingenieur in Gauteng. Op 'n stadium die hoof van die Ekurhuleni metropool gewees, nou afgetree. Maar toe hy op skool was, en sy onderwyser vra vir hom, wat gaan jy maak met jou lewe? En hy sê, ek wil 'n ingenieur word. Toe sê hy vir hom, jy is nie ingenieursmateriaal nie. Jy gaan dit nooit maak nie. En vir 'n ruk lank het dit geglo. En gelukkig het hy 'n paar ouer broers gehad wat hom so 'n bietjie kon nader trek en net vir hom sê, man, jy gaan jou nie steur aan wat mense van jou sê nie. Dis nie wie jy is nie. Jaag jou drome na. En hy was suksesvol. En ek wil dieselfde vir jou sê. Het jy al ooit beleef wanneer iets negatiefs met jou gebeur? Of iets positiefs? Het mense rondom jou dadelike opinie oor jou lewe? Dit is snaaks nie. Jy kan nie daardie opinie van mense rondom jou aantrek en dit jou eie maak nie. Mense is baie vinnig om te oordeel wanneer hierdie hele moeilike tyd gaan. En ek het dit al gehoor. Daardie persoon moet sonde in sy lewe hê. Dis hoekom dit met hom sleg gaan. Ek het gedink hy's 'n kind van die Here en kyk wat gebeur nou in hulle lewens. Is dit nie jammer nie, né? Of daar moet ergens fout wees met hulle geloof. Hoekom is hierdie persoon siek? En daardie opinies trek ons onsself aan, en partykeer dan voel ons, die Here stel nie meer belang in ons nie. Of ons voel minder waardig. Hoe baie keer moes jy dit nie dalk al aanhoor nie. Die Here straf, dis hoekom dit so sleg gaan. En vandag wil ek vir jou sê, dis nie waar nie. Dis nie hoe die Here met ons werk nie. En dis wat met Paulus gebeur het. Hy besluit om hierdie hout op te tel en die ander pik hom in sy hand en ewe skielik. Hoor wat sê Handelinge 28 vers 4. Wat sê hierdie? Wat is die opinies van die mense rondom hom? Hierdie man is beslis 'n moordenaar. Jang die slang aan die hand. Onmiddellik is daar 'n opinie. Hierdie ou het iets verkeerd gedoen, hy's 'n moordenaar, daarom word hy gestraf. Want daar het iets sleg met hom gebeur. Nou, Paulus, dank die Here, loop met God se belofte in sy hart. En daardie belofte het gesê, niemand sal hulle lewe verloor nie. Nou, as jy tieners in die huis het, dan luister jy na popmusiek so nou en dan, né? Nou, ek weet nie of Taylor Swift ooit die Bybel gelees het nie. Maar sy sing 'n liedjie waar sy sê, shake it off, shake it off. Ek hoop sy lees Bybel. Want dis presies wat Paulus gedoen het. Terwyl hy die slang in sy hand vassit, skud hy dit dood eenvoudig af. Want hy weet daar's 'n belofte, hy hoef nie bekommerd te wees nie, want hy sal nie sy lewe verloor nie. Want God het gepraat. Daar sal nie lewensverlies wees nie. En onmiddellik toe hy dit doen, wat doen die mense rondom hom? Hulle verander hulle opinie. Hy's nou net 'n moordenaar. 2 verse later, hy's 'n god. Hoe is dit moontlik? Hoor wat sê vers 26. En het hulle van mening verander en begin sê hy is 'n god. Wow. Dieselfde mense wat vandag 'n opinie oor jou het, mag dalk net môre 'n ander opinie van jou hê. En as dit jou identiteit bepaal, dan gaan jy soos 'n verkleermannetjie wees. Vandag is jy dit, môre is jy dit. Dan is jy die, dan is jy daai. Jy kan nie toelaat dat mense se opinies rondom jou lewe jou identiteit bepaal. Jou identiteit moet vas wees in jou posisie in Christus Jesus. Jy's 'n wedergebore kind van die Here.
Jy's 'n koningskind. En daarom kan ek en jy vas staan. Daarom kan ons in oorwinning leef. Daarom kan ons meer as oorwinnaars wees. Mense sê vandag vir jou, jy's wonderlik. Môre is jy waardeloos. Vandag is jy 'n hero, môre is jy 0. Is my so mooi. Paulus doen nie eers moeite om homself te verdedig nie. Want hy weet, daar's iets groters. Skud eenvoudig hierdie slang af, en ek wil vir jou sê, elke belediging wat jy moes verduur, elke beskuldiging wat jy moes aanhoor, wil jy dit nie net vandag afskud nie. Negatiewe dinge wat oor jou gesê is, opinies wat jou seer gemaak het, skud dit vandag af. Dis nie God se opinie oor jou lewe nie. Hy kyk na jou en hy sien die appel van sy oog. Hy kyk na jou deur die kruisdood van Jesus Christus en hy sien 'n oorwinnaar. Hy sien nie iemand wat al hierdie negatiewe benaminge wat ook jou uitgespreek is, hy sien nie daardie persoon raak nie. Hy sien jou raak vir wie jy is, sy kind. Laaste punt wat ek wil maak, en ek wil vir Ulrich vra om op te kom. God se plan is altyd groter. Altyd groter as dit wat jy nou kan dink, of dit wat jy nou kan sien. Die Bybel sê, dit waarin ons nog nie eens gedink of gedroom het nie. Sy plan is altyd groter, want hy was al reeds daar. Hy het al reeds jou lewe gesien. Hy weet waarheen dit op pad is. Hy weet wat gaan gebeur. En dit wat die inboorlinge op daardie eiland as 'n einde gesien het, was doodeenvoudig vir die Here net 'n legkaart van hierdie prentjie. Nog 'n stukkie wat gelas word in die groter prentjie van Paulus se lewe. Want die Here het die hele eiland gesien. Hy het gesien daar's mense met nood, daar's mense met behoefte. En wat die eiland nodig het, is vir Paulus. Die eiland het iemand nodig wat deur skipbreek kan gaan. Die eiland het iemand nodig wat deur 'n slang gepik kan word, sodat hy sy doel kan bereik. En jy dink as daardie skip net verbygevaar het, reguit deur, dan het Malta dalk nooit, of dalk eers baie later, die wonderwerk van die evangelie van Jesus Christus gehoor. En daar gebeur iets baie mooi op hierdie eiland. Vers 8 van Handelinge 28 sê, dit het so gekom dat Publius was die hoofman, wat op die eiland is. Publius se pa in die bed was siek aan maagkoors. En Paulus het na hom toe gegaan, en nadat hy gebid het, het hy sy hande op hom gesit, en hom gesond gemaak. Dink nou maar net as die storm nie daar was nie, en as die skip nie vergaan het nie, en as hulle nie op die eiland aangekom het nie. Of selfs al het hulle op die eiland gekom en die inboorlinge het net vir hulle gesê, hoorie, hier's 'n ander skip, be on your merry way. En hulle het nooit geweet dat die Here vir Paulus kan gebruik nie, want daar was nooit 'n slang nie. Hulle het hom nooit gesien as 'n God nie. Want hierdie wonderwerk nooit gebeur nie. Hoor wat sê die volgende vers, vers 9, na hierdie voorval, nadat Paulus sy hande op Publius se pa gelê het, gebid het, en die Here hom gesond gemaak het, gebeur die volgende. Die ander siekes het ook gekom, en hulle is gesond gemaak. Al die siekes op die eiland het gekom, en die Here het hulle gesond gemaak. En ek glo saam met dit, Paulus was 'n evangelis. Saam met dit, terwyl hy vir hulle gebid het, want hoe sou hy vir hulle gebid het? In die naam van Jesus Christus, het hulle ook gehoor, het hulle vertel van Jesus Christus. So as daar nie 'n storm was nie, as daar nie 'n skipbreek was nie, was daar nie 'n Malta nie, was daar nie 'n slang nie, hoe sou die evangelie hulle bereik het? In jou lewe, as dit nie was vir die storm in jou lewe nie, die stryd wat jy nou beleef, dit wat jy voel, is besig om jou lewe uit mekaar uit te skeer, sien dit net anders. Die Here wil dit dalk juis gebruik, sodat hy jou op 'n plek kan bring, waar jy jou hande op iemand kan lê, waar jy jou getuienis kan deel,
waar jy Missio Dei kan wees, en waar hy sy roeping vir jou lewe tot vervulling kan bring. Die Here gebruik selfs ompaaie. En dan vers 10, hierdie wonderlike mooi vers, die afsluiting van hierdie hoofstuk sê, hulle het ons met baie eerbewyse oorlaai. Laat my amper dink aan Job, né? Job wat alles verloor het, sy vrou, sy kinders, sy besittings. En op die einde van die hoofstuk, dan lees jy, hy dubbel soveel gehad, soos wat hy gehad het. Die Here het hom herstel. Hier kom Paulus, hulle het alles verloor. Hulle het ons met baie eerbewyse oorlaai, en toe ons wou wegvaar, het hulle vir ons alles opgelaai wat ons nodig gehad het. Waarop het hulle dit gelaai? Hulle skip het vergaan. So die eiland het in elk geval vir hulle nog 'n skip ook gegee, met alles wat hulle nodig het, om veilig by hulle eindbestemming uit te kom. Die Here sal jou nie gestrand los op die eiland nie. Hy sal vir jou weer 'n deur oopmaak, 'n geleentheid gee, want net soos wat die skip nie die eindbestemming was nie, was Malta ook nie die eindbestemming nie. Rome was die eindbestemming. En jy is nog op pad na jou eindbestemming toe. Jy het nog nie die einde bereik nie. En ek wil vandag doeteenvoudig vir jou sê, en ek wil Paulus se woorde herhaal, sodat jy dit kan hoor, en dat jy dit vir jouself kan herhaal, elke dag, hou moed, hou moed, hou moed, hou moed. Moenie moedeloos word nie. Moenie dat bekommernis of stres die oorhand oor jou lewe kry nie. Wanneer daar negatiewe dinge tans in jou lewe plaasvind, hou vas aan God se belofte oor jou lewe. En hou moed. Hy's ergens heen op pad met jou. Selfs al gebeur dit na die storm, dat jy deur 'n slang gepik word, en jy sê net, Here, dis net die een ding op die ander ding. Wanneer gaan daar ooit 'n einde wees aan al hierdie negatiewe goed wat met my gebeur? Hou moed. En ek wil vra dat daar waar jy sit, jy vir 'n oomblik net jou oë sal toemaak. En ek wil regtig vra dat jy net sal toelaat dat die Heilige Gees hier in jou lewe met jou sal kom werk, met jou sal kom gesels. So as dit vir jou voel asof jou lewe vandag nie saak maak nie, hou moed. As dit voel of die storms jou gaan vernietig, hou moed. As dit voel of die een slegte ding na die volgende ding gebeur, hou moed. As dit vir jou voel asof almal 'n opinie rondom jou het, en jy weet nie watter kant toe om te gaan nie, waar om te luister nie, hou moed. As dit voel of bekommernis die oorhand oor jou lewe kry, en daar is net nie hoop nie, hou moed, want die Here is tans in jou lewe besig met baie groter dinge as wat jy nou besef. En dit maak nie vandag saak of jy 'n tiener is wat hier sit en jy is nog op skool nie. Miskien voel dit vir jou die druk op skool is te veel. Ek wil vir jou sê, hou moed. As jy op universiteit is en jy weet nie lekker waarin jy op pad is met jou lewe nie, hou moed. Dalk het jy vir die eerste keer in 'n nuwe werk ingestap as 'n jong mens. En jy weet nie wat van jou gaan word nie. Hoe gaan hierdie lewe uitspeel? Hou net moed. Miskien is jy vandag hier en jy sal afgetree. En jy is dalk eensaam en alleen. Ek wil ook vir jou sê, hou moed. Miskien voel dit vir jou as ouers, jy het nie die antwoorde vir jou kinders nie. Hou moed. Daar is altyd hoop wanneer jy aan God se beloftes vir jou lewe kan vashou. Ek dink toe Paulus in die gevangenis was en hy het gehoor hy moes Rome toe gaan, hy het nie eens geweet van Malta nie. Maar die Here het geweet en dit is presies waar hy Paulus wou gehad het. So in hierdie omstandighede waar jy vandag is,
is dit dalk net presies waar die Here jou nou wil hê, sodat hy jou kan gebruik. En ek wil 'n gebed vir jou doen. En as jy vandag sê, ek is op 'n plek van moedeloosheid, bekommernis neem die oorhand. Ek voel partykeer ek kan nie asemhaal nie, want ek weet nie watter kant toe nie. My omstandighede is so sleg. Dis negatiewe ding op negatiewe ding. Dan wil ek vir jou vra, daar waar jy sit, lê nie asseblief net jou hand vir my opsteek nie. Want ek wil saam met jou bid vandag. As jy het voel soos hierdie storms, dankie. Voel soos storms wat oor my lewe slaan, dankie. Dankie. Dankie, mag jy vertrou dat die Here vandag vir jou kom sê, ek het 'n groter plan met jou lewe, as wat jy net nou kan sien. Selfs toe Paulus op die skip was, het hy nie geweet daar's 'n eiland waartoe hy gaan uitspoel nie. Maar hy het vasgehou in die belofte. Ook toe op die eiland kom, het hy nie geweet dat dis waar hy die evangelie moet verkondig nie. Dis waar die Here hom wil gebruik. Dis waar hy gaan moet bid vir mense wat siek is nie. Hy het nie geweet daar gaan 'n slang aan sy hand hang nie. Hy het net geweet, God is in beheer van my lewe. Ek het 'n belofte waaraan ek vashou en dit is genoeg vir my. En ek wil vir jou vra, as jy vandag jou hand opgesteek het, wil jy nie net daar waar jy sit, net vir my opstaan in die bank. Ek gaan jou nie vra om vorentoe te kom nie, ek wil net saam met jou 'n gebed doen. As jy gesê het, Here, ek is moedeloos, die storm slaan my van alle kante af, ek het al skipbreek gelei, ek dobber hier in die oseaan en ek weet nie waarheen ek op pad is nie. Of ek het nou net 'n bietjie hoop gehad, het voel ek het uitgespoel en nou kom dit byte slang my aan my hand. Dis net die volgende ding op die volgende ding en ek weet nie watter kant toe nie, Here. Ek wil vandag saam met jou bid. Daar waar jy staan, wil jy nie net gou vir my kyk nie. En ek wil so vinnig so deur die auditorium vir almal kyk en net sê, hou moed. Hou moed. Verby die pilaar kyk. Hou moed. Hou moed. Julle jong manne. Hou moed. Hou moed. Hou moed. Hou moed. Hou moed. Hou moed. Die Here is nie klaar met jou nie. Ek glo met my hele hart, hy gaan jou gebruik vir groot dinge, solank jy gehoorsaam is. Kom ons maak ons oë toe, en dan bid ons saam. Here, dankie vir hierdie wonderlike storie, waar U deur U woord ons kom vertel van Malta. Van 'n reis wat heeltemal skeef geloop het. 'n Storm wat lewens wou neem. 'n Oseaan wat reg gestaan het om lewens te vat. En dan 'n eiland waar daar nuwe uitdagings gewag het. Maar ook 'n eiland wat so noodsaaklik was vir U doel. Here, hoeveel keer in ons lewens kom ons by hierdie plek waar ons nie verstaan hoekom ons hier moet wees nie. Maar ek bid vandag, Here, heel eerstens, dat U belofte in elkeen van die persone wat nou staan, se lewens 'n waarheid sal word, 'n werklikheid sal word. Dat U getrou sal wees aan daardie belofte wat U vir hulle gegee het. En dat hulle deur dit alles sal moet hou om te weet dat daar is 'n uitkoms wat U sal bring. Selfs al is daar nog negatiewe dinge wat moet gebeur. Dit moet dalk gebeur sodat opinies kan verander, sodat die omstandighede gunstig kan wees, sodat U wonderwerke kan doen, dat U deurbrake kan gee, sodat U weer kan voorsien in elke behoefte wat daar mag wees. Want U ken ons lewens, Here, U ken elkeen van hierdie persone by die naam. U weet presies wat hulle nodig het. En my gebed is, Here, dat wanneer die tyd reg is, dat U sal voorsien ver bo kan dit wat hulle gedink het. Sodat daar in elke behoefte vervul sal word,
sodat hulle eindbestemmings kan bereik, om die belofte wat U oor hulle lewe het, uit te kan leef. Dankie Vader, dat hierdie nie net 'n fabel is, wat ons lees nie, maar dat ons weet dit is 'n werklikheid, en Heilige Gees, ek wil vra en kom bid, dat U nou dit ook in hulle harte, sal kom inwortel, ingrawe, Here, indelf, dat dit 'n werklikheid in elkeen se lewe sal wees, dat die Here nog nie klaar is nie. En dat die negatiewe dinge, die winde, die storms, die water, die opinies, dat dit van minder belang is, as dit wat U kom beloof het. Dankie Vader, dat U goed is, dat U getrou is, dat U 'n waarmaker is van U woord, dat U is nie 'n mens dat U sal lieg nie. Wat U sê, is ja en amen, en dit is waarop ons vandag staan, die belofte wat U vir ons gee. Here, ek wil bid dat hier groot getuienisse sal wees, van dit wat U gaan doen, in elkeen van U kosbare mense se lewens. En ek dank U daarvoor, in die naam van Jesus Christus. Amen.